Dit is dinsdagoggend en buite is die verkeer, maar ek is hier by my spreekkamer. Ek het klaar voorberei vir die eerste kliënt. Dinsdag begin ek al 7 uur, maar ek het gedink om jou sommer net hier in my spreekkamertjie in te neem en net vir jou te wys hoe dit daar lyk. Nou as ek aankom na my spreekkamer toe, is dit hoe dit deesdae lyk. Die res van die huis is nou hier so, daar's die hek, en die tuin, en so stap ons dan na die spreekkamer toe, en hier voor die spreekkamer, met my uitbranding, het ek 'n water feature eintlik laat maak, is nou nie meer 'n water feature nie, maar dit sê maar net, ons wat hierdie skat in ons het, is kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom van God en nie van 'n mens nie. En dan stap ek in die rustigheid van die spreekkamer in. Hier, so lyk dit daar na buite, met die gordyne. En hier is die tafeltjie met al die salfolie. En dan hierdie was op my pa se rak waarop staan God eerste. En op hierdie stoel sit die kliënt dan, en daar is 'n skerm waarop ek allerhande inligting, maar ons gebruik ook in die terapie gesigkaarte, want ons verwerk die impulse of die triggers wat mense frustreer of stres veroorsaak, en dan pla dit hulle nie meer nie. Dis die wonderwerk wat hier gebeur, en daar's 'n baandor wat ek laat bou het, en daar sit ek dan self op daai stoel, en hierdie kant is 'n muur met foto's op. Die rede is dat elke mens het 'n oogposisie waar jy kalm en rustig voel, en hoe verder 'n mens kan kyk, so party kliënte sal na buite kyk, hoe verder 'n mens kan kyk, hoe kalmer voel jy, want in die terapie is dit nie so kalm en rustig as ons hierdie impulse of stimuli verwerk wat in jou onderbewuste weggesteek is nie. En nou ja, ek vertrou die Heilige Gees, dis 'n genesingsproses wat plaasvind. Nou ja, elke sessie of met elke kliënt begin ek met die eerste sessie is 'n gratis sessie waarin ons bepaal of dit 'n berading of 'n coaching kliënt is. Met ander woorde, as ek op 'n goeie plek is in die lewe, dan kan ons begin doelwitte stel en oor drome praat. Maar as 'n mens nie op 'n goeie plek is in jou lewe nie, dan wil jy eintlik maar net deur hierdie dag kom. En dit is wanneer ek mense help deur die leiding van die Heilige Gees en met die opleiding wat ek verlede jaar gedoen het, om dan te help om hierdie impulse en hierdie frustrasie, stres en hulpeloosheid te verwerk, sodat ek weer daai toekomsverwagting kan hê, achievement, ek kan doelwitte stel, ek kan drome, en ek is vergenoeg in die lewe. Mens beweeg van daai negativiteit, en die Here kom bring net 'n nuwe lewe in 'n mens. Nou ja, so is ek nou besig hier. 75% van my kliënte sien ek tans nog gratis. Ag, die gebed is maar net dat ek hierdie spreekkamer sal kan uitbou, sodat dit iets inbring dan om vir my en Hanlie se onderhoud ook vorentoe in die lewe. Maar dankie vir jou gebede, dankie vir jou ondersteuning, selfs finansiëel. Daar's 'n paar mense wat my nog steeds finansiëel ondersteun, en daarom kan ek dit doen. Daarom kan ek eenmaal 'n maand vir die Agape groep aanbiedings doen en soos retreat fasiliteer en gebed en my kontakte ook nog steeds met sendelinge en die dinge. Maar baie dankie vir jou, baie dankie vir jou liefde, en ek wou jou net so 'n bietjie in my wêreld inbring. Maar 'n mooi dag, en ek hoop ek en jy kan persoonlik ook gesels as jy vra het, en dalk by my wil kom sit hier in die spreekkamer of oor Zoom. Ons kan oor Zoom ook sessies doen. Maar 'n mooi dag vir jou en oorvloedige seën. Totsiens.